Ons maak dit as oorsig toe. Van die storm sal ek op U bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my hoop op jou spreek net in woord. Die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm, in die middel van die storm staan ek op U bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my hoop op jou spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net een woord en die storm sal stil word. Dan staan die golwe en die branders breed, al voor die brande en dreig die vrede. Van die storm sal ek die almag aanskou, want die is steeds goed. Elke storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breed, al voor die brande en dreig die sal sien in die storm. Ek sal bly glo, ek sal bysin net hier in die storm. En waar U is daar is selfs hier in die storm. Ek sal bly glo, ek sal bly sin net hier in die storm.
keer. Dit verkeer is hier in die middel van die storm. In die middel van die storm. Slaap by op na die berge, waar kom my hulp vandaan? Ek staan, ek wag hier in die storm, met my hande oop, totdat die my kom haal. En ek sal nie bly loop, selfs as die duister om my draai, want ek ken mos nie die hande wat my dra. My hulp kom alleen van die selfs as dit niks vir my inhoud, selfs as ek vir iemand ly, wil ek staan en bely. Ek wil nie nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my inhoud nie, selfs as ek vir iemand ly, wil ek staan en bely. Ek wil nie nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my inhoud nie, selfs as ek vir iemand ly, wil ek staan en bely. My God, kom alleen
gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion and all that He has made. As far as the east is from the west, that's so far we should move the transgression from us. As far as the east is from the west, that's so far He should move the transgression from us. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Here, met ons hele hart en siel wil ons U kom groot maak ook vanoggend en elke dag van ons lewens. Want U alleen is waardig om aanbid te word. U alleen verdien al die lof en die eer en die aanbidding. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Daar is geen ander God behalwe U nie. Here, ons loof en prys U ook in hierdie oggend. Ons dank U vir reën in hierdie afgelope tyd. Ons dank U vir U seëninge wat ons ook so in die natuur kan beleef. Here, ons kom bid so vir hulle wat met gesondheid worstel vanoggend, want soos wat U vir die natuur sorg, so sorg U ook vir elke kind van U. En ons prys U ook daarvoor. Ons bid vir hulle wat met die kankers worstel en met behandelinge. Here, ons bid dat U ook U hand van beskerming en vertroosting ook oor hulle sal hou. Ons bid vir hulle wat herstel na operasies. Here, ons bid vir Oom Errol wat besig is om beter te word, maar ook elke ander persoon, Here, wat met probleme sit met gesondheid, Here, wat maar net nie wil regkom nie. U ken elke naam op ons afkondigingslys en ons bid daarvoor, Here. Ons bid vir elke persoon by die naam vanoggend. Here, ons vra dat U met ons as gemeente sal wees, Here, dat U ons sal beskerm ook teen gemaklikheid, Here, dat ons nie net tevrede sal wees om maar net te wees soos wat ons is nie, maar dat ons altyd sal streef om meer en meer na U beeld gevorm te word, om meer en meer dit te doen wat Jesus Christus sou gedoen het as hy vandag hier op aarde was. En wys ons wat is daai dinge, Here, en mag ons dan aangaan om dit te doen wat U sou gedoen het as U nou hierso was, want ons is U hande en U voete, Here, mag ons dan diensbaar ook wees vir U. Wees saam met ons nou as ons uit die woord gaan hoor en luister, mag ons dit ook beleef wat U volgend met ons wil deel. Mag U Heilige Gees ons ook bereid maak om dit te gaan doen wat U van ons vra en vir ons hierdie woord ook te breek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Die opskrif van vanoggend se boodskap is aanvaar jouself soos God jou aanvaar. Askies ja, die kleintjies julle vir ons saam met Tannie Jeanette uitgaan.
Aanvaar jouself soos God jou aanvaar. Hierdie hele tema waarmee ons besig is vir hierdie kwartaal is jou verhouding met jouself. Ons het nou al gehoor van hoe jy met God moet lewe en dat jy jouself aan hom moet gee as 'n lewende offer, maar in dit alles moet jy ook weet wat God van jou vra. Hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself en jy moet die Here jou God bo alles moet jy lief hê en dan jou naaste soos jouself. So daar is 'n teken in die woord dat ons moet ook onsself kan lief hê. Baie van ons is besig om baie keer met dinge te worstel. Baie keer as jy met beradings en met hierdie goeie mense in jou kantoor het, dan hoor jy dit. Jy hoor dit dat daar word nog geworstel met goeie van wat hulle self nie kan vergewe nie. So wat is daai een ding as jy dalk vanoggend kan vir jouself so vinnig dink? Wat jy dalk wens dat as dit moontlik was dat jy met 'n uitveer in jou verstand kon ingaan en dit net kon uitvee. Daai sonde wat jy al gedoen het, daai ding, miskien is myne soos vanoggend die ding, miskien moet ek dit nie gedoen het nie, miskien moet ek dit net uitvee en vergeet daarvan. Elkeen van ons het daai goed in ons lewens al gedoen wat ons nie op trots is nie, wat ons skuldig voel oor, en wat ons net wens as het kon, dat ons dit net kon uitvee, en agter ons kry en net aangaan met die lewe asof niks gebeur het nie. So is dit vir jou belangrik ook wat mense van jou dink. Stel jy belang aan wat ander mense van jou sê, goed of sleg? Wie is dit wat vir jou hierdie dinge moet sê? By wie wil jy graag die graagste hoor? Ek dink daar moet 'n boek geskrywe word oor vrae wat 'n man nie sy vrou moet hoef te beantwoord nie. Soos lyk my agterend mooi in hierdie denim vandag of is hy bietjie groot? En want daar is nie 'n regte antwoord nie. Sê ja nee, jy moet dalk maar 'n ander broek aantrek, dan sê jy in die moeilikheid. Sê nee, ag nee, jy lyk perfek, dan sê maar hoekom jok jy vir my? So daar's sekere vrae wat 'n mens nie moet vra nie, maar seker is wat jy wel moet vra. En wat belangrik is geestelik. So wanneer ons vanoggend uit die woord van die Here gaan lees uit Psalm 103, dan is dit van Dawid. Dit begin dadelik van Dawid. Hierdie Psalm, as mens maar mooi gaan die huiswerk doen rondom die Psalm, wanneer is dit geskryf, wat is die konteks, hoekom het Dawid hierdie geskryf, dan sien ons dit was heel moontlik aan die einde van sy lewe gewees. Dawid het al sy lewe gelewe. Hy begin sommer gewoonlik dit is 'n Psalm van Dawid, maar hierso is dit sommer net reguit straightforward van Dawid. En hy skryf hierdie aan die einde van sy lewe. Heel moontlik nadat hy 'n hele klomp goed in sy lewe verkeerd gedoen het. Ons weet van die sonde wat hy gehad het met Batseba, die oorspel wat Dawid gepleeg het, die moord wat hy gepleeg het om haar vorige man uit die weg uit te ruim. So as daar nou iemand is wat 'n mens sê, joh, ek wil amper nie soos Dawid wees nie, maar tog is dit juist die naam soos wie ons wil wees. Wie sal vanoggend wel bekend gestaan het as die grootste koning van Israel? Behalwe Jesus Christus. Dit was Dawid, die man wat iemand doodgemaak het, die man wat oorspel gepleeg het, en al hierdie goede beleef het en gedoen het, maar tog was hy 'n man so naby aan God se hart gewees. En dan skryf hy hierdie Psalm vanoggend, en hy sê, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sondes vergewe, wat al my siektes genees, wat my red van die graf en met die liefde en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Die Here laat reg geskied, die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie, want so groot is wat die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. En so ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af.
Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Tot sover in hierdie Psalm. Julle sien die ding dat Dawid dit skrywe en dat die Here vergewe. Hy bly nie toornig nie, hy bly nie met ons handel soos wat ons verdien nie. En dan 'n baie belangrike teksvers ook wat dit onderstreep in Romeine self in die Nuwe Testament, waar Paulus die hele wet en al hierdie dinge aan die mense bekendstel en hoe dit werk en wat is die beste. En dan skryf Paulus hierso vir hulle in Romeine hoofstuk 8 vers 1, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. So, dis uitgevee. Daai prys aan die kruis was volkome betaal. God sien jou nie meer as daai een wat gesondig het nie. En dit is vir ons so nodig om dit te hoor, want ek dink baie van ons loop met daai goede in ons lewens, as ek maar nie dit gedoen het nie, as ek maar nooit daar was nie, of dit of dat gesê het dalk nie, dan was hierdie gemors nie nou in my lewe gewees nie. Maar God vergewe ons, en hy wil hê ons moet aangaan, en ons moet lewe vry van dit, wat ons so aftrek om die hoogtepunte te bereik wat hy in en deur ons wil doen. So waaroor is Dawid dan so opgewonde? Hy skryf eerstens dat die Here vergewe ons sondes. En vir Dawid was dit baie belangrik geweest. Here, daai tyd het hy so gepleit by die Here ook in Psalm 51, moenie u gees van my onttrek nie. Want wat gebeur het in die Ou Testament is, hulle het nie die Heilige Gees gehad soos wat ons hom het vandag nie. Die Heilige Gees het op 'n koning of op 'n profeet of op iemand gekom wat 'n dienswerk vir God moes doen. En dan wanneer daai persoon daai dienswerk klaar gedoen het, is die Gees weer onttrek. Toe Saul, die eerste koning, gesondig het, het God sy gees van Saul onttrek. Hy het eintlik kranksinnig geword, omdat die Gees nie meer op hom was nie. Hy het gaan waarsêers gaan raadpleeg ensovoort. So, dit is wat gebeur wanneer die Gees van jou onttrek word. Maar nou herinner Dawid homself net. Hy het gesien dat die Here bly nie toornig nie. Die Here vergewe ons sondes. En hoe wonderlik moes dit vir hom gewees het om te sê, Here, dankie. Dankie dat u nie elke keer as u na my kyk, dink aan die oorspel, dink aan daai moord wat ek laat pleeg het en hierdie goed nie, maar laat u my sien as 'n vriend van u. Die tweede ding wat Dawid uitlig is, genees ons van ons siektes. Nou hierdie siektes kan 'n geestelike siekte wees of dit kan 'n fisiese siekte wees. Baie keer kyk 'n mens die geestelike siektes wat 'n mens nie regtig kan sien nie mis. Die depressies, die angs, daai goede wat die binne in jou is wat jy nie vir iemand kan wys nie. Baie min mense weet dalk jy het dit, maar jy worstel daarmee. So die Here genees ons van daai siektes. Hy kom vat nie net die kankers en die griep en die dit van ons weg nie. Hy kom maak ons ook innerlik heel. En Dawid weet dit. Die minderwaardigheid, daardie klas van goede, maak die Here ook gesond. En hy red ons van die graf. Hierdie graf is dalk 'n fisiese graf, 'n dood, of dit kan 'n geestelike doodsheid dalk wees. Jy voel net, ek gaan staan op in die oggend, ek gaan slaap in die aand en jy voel net geestelik gaan jy nêrens heen nie. Jy's dood. Jy beleef nie dat jy is diensbaar vir God nie. Jy voel nie die Here is besig om my te gebruik om die wêreld 'n beter plek te maak nie. Maar Dawid weet dit. Hy beleef ook hierdie goed. Hy beleef dit wanneer 'n seun hom wil omvergooi. Daardie angs en innerlike seer wat dit dalk moes gebring het toe Absalom hom uit die kussings wou lig. Sy eie pa wil doodmaak. Daai seer hier binne wanneer 'n kind teen jou begin opstaan. Dawid weet wat dit is. So nie net red hy ons van 'n fisiese dood nie, maar ook van 'n geestelike dood. Let op dat hierdie goede gaan van genees ons van ons siekte en dan red ons van die graf. Dit dui op 'n agteruitgang van die mensdom en van die agteruitgang wat Dawid ook bespeer. Dit is nie net die siektes nie. Hy sien dat dit loop uit op 'n geestelike doodsheid ook. Net soos wat
al die sondes op die einde van die dag, sê die Bybel op vir ons in Romeine 3, daar sê dit, almal van ons het gesondig en verdien daarvoor die dood. En die loon van die sonde is die dood. So almal van ons sondig en almal van ons gaan sterf, maar daar's 'n ander sterf en dit is 'n geestelike sterwe, dat jy nie meer 'n opgewondenheid het oor die Here en wat hy doen nie. Maar dan sê hy vir ons, hy bring herstel, hy kroon jou met liefde en ontferming. Ons sien dat God tree in en hy laat ons nie daar bly lê in die modderige put nie, hy tel ons weer op. God maak van ons iets wat ons nie eintlik regtig verdien nie, uit genade. Hy sê daar, hy bring die goeie in oorvloed. En hier moet ons pas op, dat ons nie altyd God se goedheid meet in finansiële welstand nie. Dit kan met jou eintlik baie goed gaan, maar jy kry eintlik finansiëel baie swaar. Baie mense maak die fout, dan dink hulle, die Here is seker nie lief vir my nie, want ek kry finansiëel kry ek swaar. Maar die Here is seker baie lief vir hierdie mense met die miljonêers is of wat ook al. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie God se goedheid in aardse dinge meet nie. Jy kan 'n baie goeie huwelik hê, jy kan 'n baie goeie gesondheid hê, jy kan baie ander goed hê wat geld nie kan koop nie. Omdat jy in 'n goeie verhouding met God lewe, en hy is tevrede met jou, en hy skenk jou hierdie dinge. En dan sê hy vir ons, hy gee vir jou die krag van 'n arend. So met ander woorde, jy gaan sweef oor hierdie probleme. Te midde van dit wat jy beleef, te midde van die onsekerhede en die onstuimighede, voel dit vir jou, jy sweef oor al dit. Want jy sien hoe God jou uitlig uit jou omstandighede uit. Dat jy as te ware soos 'n arend sal sweef oor hierdie dinge wat jou so wil aftrek. Ons dink ook aan Jesaja, wat gesê het, die Here bou jou op, treukie vir treukie, totdat jy later, soos met arendsvlerke, sal sweef oor alles. Hy sê, hy ontferm hom oor die verdruktes, en sorg dat reg en geregtigheid geskied. So, as jy in 'n posisie is, of in 'n plek is, van waar jy voel, baie van die dinge wat jy beleef is onregverdig. Dit voel jy word net die hele tyd die negatiewe dinge uitgelig, en jy niks word gesien wat jy probeer doen wat goed is nie. Die Here sien raak wat jy doen. Hou aan om dit te doen. Moenie ophou nie. Al word jy nie elke dag 'n klop op die skouer gegee nie, doen dit asof vir die Here, nie vir mense nie. Want as jy dit vir mense gaan doen, gaan jy nooit dit goed genoeg kan doen, of al die goed soos wat hulle dit wil hê nie. Inteendeel, jy dink partykeer jy doen iets goeds, en dan is dit juis wat jou in die moeilikheid bring. Maar weet wanneer jy iets doen, doen dit asof vir die Here, en maak hom bly, want mense gaan altyd kritiek gee. En dan sê hy sal jou sy plan bekend maak soos aan Moses en met Israel. Nou weer, as daar nou 'n volk was en 'n ander man was wat ook regtig in die moeilikheid was, dan is dit juis Moses en Israel. Moses het op 'n stadium daar in Egipte, hy het groot geword daar in die paleis, die beste skoolonderrig gehad, en alles gehad tot sy beskikking. En dan op 'n dag, dan sien hy iets gebeur en hy slaan 'n Egiptenaar dood. En hy kry baie skaam oor wat hy gedoen het en hy vlug weg. Nou sal 'n mens dink, Moses ook, 'n moordenaar, hoe kan God 'n moordenaar gebruik? Maar hoe kan God 'n visserman gebruik? En hoe kan God hierdie een gebruik, 'n belastinggaarder soos met Matteus? Dis juis vir hulle wat God wil gebruik. God wil juis die mense wat eintlik in die samelewing se oë niks beteken nie, dis juis hy wat vir hulle wat hy wil gebruik. Om te wys dat dit is nie daai persoon wat so goed is nie. Dis God wat deur daai persoon werk wat so goed is. Dis hy wat dit reg kry. En ons weet wat 'n wonderlike taak Moses gedoen het om die volk dan na die beloofde land te lei. Israel wat keer op keer opstandig was, keer op keer gemurmureer het. As ons die manna kry, dan wil ons die kwartels hê, dan is die water nie lekker nie, dan is dit dit is dit dat. Ons almal is maar so.
Ons almal het 'n hele klomp goed om ons, maar dan sien ons juist die goed wat ons nie het nie en daaroor wil ons kla. Pleks ons meer begin en sê, dankie Here vir wat ek het, en nie vir dit wat ander het wat ek nie het nie. Die Here is barmhartig, dit sê hart, die Here hy trek ons nader en hy gee vir ons iets, hy gee vir ons genade, dit is die onverdiende guns, maar die Here is barmhartig, dit beteken hy skenk ons sy hulp en sy medelee sonder om iets terug te verwag. God het vir Jesus aan die kruis laat sterf, vir ons alles gegee, die ewige lewe. Hy verwag nie van ons iets terug nie, maar hoe kan ons dan stil bly as ons hierdie groot genade ontvang het? Jakobus sê dit moet oorgaan na dade om te wys hoe lief ons God het en hoe dankbaar ons is vir wat hy vir ons gedoen het. Maar God bly ook daarom nie toornig nie. Hy vergewe ons as ons afgedwaal het. Al wat hy vra is kom terug na my toe en bely jou sondes. Bely as jy iets verkeerd gedoen het, iets wat jou ongemaklik laat voel, iets wat jy weet 'n skeiding bring tussen jou en God. Want die Here wil herstel bring. Dis wat hy die hele Bybel mee besig is, van Genesis tot Openbaring, om daai herstel te bring van alles wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden. Sodat wanneer ons in die hemel ingaan, of wanneer ons tot sterwe kom, ons in hierdie perfekte verhouding weer met God gaan wees. En dan moet ons onthou wat Romeine 8 vers 1 sê, want baie keer kry mense dit, dat mense is so bang om te moet doodgaan, of so bang om voor God te verskyn, want wat gaan hy vir my sê van daai sonde, wat ek daai dag gedoen het, daai ding wat jy wou uitgevee het, wat gaan ek doen as ek voor God moet gaan staan, van aangesig tot aangesig? Wat gaan hy vir my vra, hoekom het jy dit gedoen, en verduidelik bietjie vir my, nee. Romeine 8 vers 1 sê, daar is vir jou geen veroordeling nie. Maar die Here gaan wel vra, wat het jy met sy koninkryk gedoen? Wat het jy gedoen om meer mense van hom te vertel? Daai rekenskap gaan ons moet gee. En elkeen van ons gaan moet sê, wat het ons met Jesus Christus gemaak? Wat het ons met daai persent gemaak, wat vir ons gees verniet, sonder om enigiets terug te verwag? En dan die wonderlike, wat die Here ook vir ons sê, sy liefde is so hoog soos die hemele bo die aarde, so hoog is sy liefde vir ons, maar so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, soos wat die ooste van die weste af is. Daar is 'n noordpool en 'n suidpool, as jy met 'n vliegtuig moet vlieg, dan gaan die noordvlieg verby Antarktika, dan verby die noordpool, dan gaan jy begin suid gaan na Antarktika toe, dan as hy onder sit. So jy gaan van die noordpool af suid weer, en jy gaan dan weer, as jy onder suid draai, gaan jy weer noord gaan. Daar is 'n noord en 'n suidpool, maar daar is nie 'n oos en 'n wespool nie. So as die Here sê, ek verwyder julle sonde so ver as wat die ooste van die weste af is, dan beteken dit is totaal en al verwyder. Daar is vir jou geen veroordeling nie. Jesus het daai prys betaal, hy was bereid om in ons plek daar te hang aan die kruis. En dan sê hy daarso vir ons, hy ontferm hom oor sy kinders wat hom dien. Die Here sien ons pyn en ons hartseer. Die Here weet waarmee ons worstel en waarmee ons baie keer voel, ons kan net nie meer nog 'n dag uit die bed uit opstaan nie. Hy het jou lief. Verskriklik baie lief, dat hy sy seun vir jou gegee het, en in die woord, as ons daar in Hebreërs gaan lees, wat is die mensekind laat jy omdink, jy het hom net vir 'n klein tydjie minder as die engele gemaak, maar jy sal hom verhoog, ons gaan eendag oor die engele oordeel, al daai goed is wat God van jou sê. Maar ons moet versigtig wees, dat ons net nie dit wie ons in Christus is, uit verband uittrek of nou begin hoogmoedig raak nie. Die Here Jesus het selfs die disippels gewaarsku teen die fariseërs. Hy het gesê, 'n klein bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. So, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort nie. Jy is baie kosbaar, elkeen van julle het Jesus voor aan die kruis gehang. En hy het jou so lief, hy kan nie wag dat jy by hom moet wees in die hemel nie. Maar dit beteken nie ons moet nou dink ons is beter of groter of meer as die ander nie. Want Romeine 12 vers 3 waar ons nou is, gee vir ons 'n groot waarskuwing. Dit sê, kragtens die genade wat aan my gegee is, aan Paulus,
sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die mate van geloof wat God aan elkeen van ons toebedeel het. So, julle ken die ou Paul horlosies. Daai staan horlosies met die dingetjie wat so heen en weer gaan. Die een kant sê, jy is sleg, jy is goed vir niks nie, jy moet net verdwyn van hierdie aarde af. Maar die ander kant van die klok is, jy is so wonderlik, en jy is so untouchable, en kyk net hoe wonderlik is ek, en kyk net wat het ek nou weer gedoen, en laat jy jouself so oppof. Want dis ook nie reg nie. Jy moet weet wie jy in Christus is, kom in die middel. Jy is nie niks werd nie, God het jou so lief dat hy sy seun vir jou gestuur het, en daar is vir jou geen veroordeling nie, so al daai verkeerde goede is reg met God. Maar jy is wie jy is, omdat God jou dit gemaak het, omdat hy jou geroep het om sy kind te wees. Dis nie een van ons wat ons iets kan doen. Romeine 2 vers 8 tot 10 sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie van julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou het. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So niks sal uit ons eie gekom het nie. As Jesus nie vir Paulus op daai Damaskuspad ontmoet het nie, sou Paulus tot op die einde van sy lewe die mense doodgemaak het. As die Here nie by daai disippels gaan stil staan het by die see van Galilea nie, sou hulle maar net rowwe vissermanne gewees het die res van hulle lewe. Maar die Here kom en hy kom staan stil by elke kind van hom en hy vra, gaan jy my aanvaar as jou verlosser en saligmaker, en dan hou dit vir jou groot beloning in. Daar sal vir jou geen veroordeling wees wanneer jy voor die regterstoel verskyn word. Nee, jy gaan jou skatte ontvang in die hemel wanneer jy voor die regterstoel van God verskyn as jy sy kind is. So God het 'n manier om die eenvoudiges te roep, die wat deur die wêreld gesien word as nie goed genoeg nie. Daarom het hy die Moses geroep, daarom het hy die Gideons geroep, daarom het hy vir Dawid geroep, wat in die wêreld se oë eintlik so sondig was, dat die Here kan niks deur my doen nie, maar is juis by hulle wat God gaan stil staan. Maar dit vra dat jy nederig sal bly. Dit sal vra dat jy moet doen wat God jou geroep het om te doen. Ons doen goeie werke nie om ons saligheid te bewerk nie. Ons doen nie goed om te probeer om in die hemel te kom soos wat die Jode dit doen en soos wat die moslems dit doen. Ons moet op hierdie gift of the givers gaan en ons moet al hierdie goed gee, ons moet op die televisie wees dat almal net kan sien hoe goed ons doen, om raak gesien te word, sodat ons dalk eendag in die hemel kan kom. Ons doen dit met 'n hele ander gesindheid. Ons doen dit omdat ons weet ons gaan hemel toe, en daarom kan ek nie anderster as om te wil gaan goed doen vir die Here nie. En dit beteken nie net een persoon of twee persone, dit beteken elkeen van ons. Elkeen van ons is vrygekoop. Elkeen van ons is spesiaal vir God, en elkeen van ons moet diensbaar wees in sy koninkryk, want jy is God se kind. En God, wat hierdie pa is wat hom ontferm oor sy kinders, weet wat is die dinge wat jou onderkry. En hy wil hê jy moet vanoggend hoor dat ek het vir alles betaal. Kom uit daai plek van ek is so bang om te sterwe, want ek gaan my myself verontskuldig voor Here. Ek gaan moet nou al begin dink, wat gaan ek vir hom sê? Die Here weet wat het jy gedoen. Jesus self was op hierdie aarde en hy het begrip en hy het simpatie met ons oor wat ons deurgaan. Hy het gesien hoe moeilik dit is vir mense om met hierdie sondes te worstel. Hoeveel keer moes hy die mense gaan sê, gaan en Sondag net nie verder nie. Daai vrou wat hulle gebring het, wat op oorspel betrap is. Die Here het simpatie, hy weet hierdie wêreld is moeilik. Al wat ons kan doen is om ons lewens vir hom te kan gee. So aanvaar jouself soos God jou aanvaar. Probeer jou indink oor hoe sien God jou op hierdie oomblik. Hy is bly oor jou.
Hy glimlag oor jou lewe. Hy sien dat al maak jy 'n fout, is dit omdat jy probeer doen wat reg is in sy oë. So maak dan eerder foute, maar doen wat jy dink reg is in God se oë en leef saam met die konsekwensies daarvan. Jy is so kosbaar van hom. Daai kruishout was 'n dierprys en Jesus het nie geheiwer om dit vir jou te doen nie en vir my te doen, vir elkeen van ons. Ons het almal sonde. Nie een van ons is beter as die ander nie. Moet net nooit dink jy word beter as iemand anders nie, want die Here sê ook vir ons in die woord, hoogmoed kom voor die val. As jy begin dink jy is so grand en jy is so wonderlik en alles wat jy aanraak is net voorspoedig, dan is jy op 'n gevaarlike plek. Maar dis juist wanneer jy kom en sê, Here, ek kom bely my sondes, dit wat Dawid gedoen het. Here, vergewe my sondes. Moet asseblief nie u gees van my onttrek nie. Ons is so dankbaar dat die Here nie meer so werk nie. Na die koms van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees met Pinksterdag, het ons die Heilige Gees in sy volheid. Ons kan nie meer ons saligheid verloor nie. Jy kan al gly so ver dat God jou lewe oorgee vir vernietiging, maar jou siel sal hy hemel toe neem, sê Romeine ook vir ons. Maar wie wil so lewe soos 'n stuk brandhout wat uit die vuur uitgeruk word? Wat maar net wil agteroor sit en maar net eendag in die hemel ingaan en daar's vir jou geen prys eintlik nie, behalwe die hemel, natuurlik is 'n groot prys. Maar wie wil nie daai krone hê wat die Bybel vir ons van vertel? So kom ons gaan en kom ons raak net weer bietjie opgewonde om iemand anders dit te gaan vertel. En soos wat ons gesê het vanoggend, ek sê nie daar's die mense wat dit doen nie, dis wonderlik. Ons weet daarvan. Maar kom ons werk ook saam om die koninkryk te gaan uitbou. Hoeveel van ons weet om iemand wat verlore is te benade? Miskien moet ons bietjie meer sulke lesse leer vir hoe gaan jy na iemand toe wat jy weet totaal en al van God vervreem is, wat hom glad nie ken nie. Waar begin jy daai gesprek? Gee ons daai tipe opleidings vir julle. Is dit waar ek miskien dalk as 'n predikant val, dat mense julle nie genoeg die leiding gee hoe om hierdie mense te bereik nie. Ja, ons moet vir ons boeties en sissies wat in die hospitale is, en ons moet gaan omgee en uitreik en al die goede, maar ek dink wanneer die Here hulle uitgestuur het as disippels, was dit om die verlorenes te gaan bereik. Die wat glad nie van Jesus weet nie. Om daai evangelie te gaan bring aan die mense, die goeie nuus. Ons kan hemel toe gaan. Weet jy wat verlore is? Vra vir daai persoon, as jy moet sterwe vandag, waar gaan jy wees? Dan gaan hy vir jou sê nie, ek worry nie waar gaan wees, want ek glo net ons gaan weer stof word en daar's niks nie. En dan kan jy deel die blydskap wat in jou is, ek gaan hemel toe. Ek gaan vir ewig in die hemel wees waar die Here vir my 'n plek gaan voorberei. En dan kan jy daai gesprekke begin vloei en sê, waar kom daai hoop in jou vandaan? Maar ons weet nie, ons vermy dit. Ons vermy 'n moslim soos pes, want nou trek hy my af in sy geloof in, en ons worry nie dat die moslim verlore gaan nie, want ons is net ge-worry dat ons hemel toe gaan. Ons moet juis, hulle weet van Christus, hulle sien hom as 'n profeet, ons moet hulle die waarheid wys. En ek sê nie elke iemand moet dit gaan doen met die moslems nou, want hulle gaan vir jou moeilikheid gee. Hulle ken die Koran en hulle ken die Bybel op die punte van hulle vingers. So, kom ons hoor net 'n bietjie as gemeente, waar wil die Here ons stuur? Hoe gaan ons in ons gemeenskap 'n verskil maak? Weer die mense hieronder by Spar, hierso is 'n gemeente hierbo. Wat kan ons doen om vir hulle te vertel, hier is 'n gemeente hierbo? Kan ons met Kersfees 'n kaartjie gaan gee en sê die Here het jou lief en mag jy 'n geseënde Kersfees saam, wat ook al. Maar my bekommernis is dat sou Newcastle Gemeenskapskerk vandag ophou bestaan, gaan die mense dit weet dat ons bestaan. Maak ons 'n verskil in die area waar ons is? Of is ons net so as gemeente net bekommer oor mekaar, maar ons het nie meer 'n hart vir die mense daar buite nie. Dit is my hart. Dit is my bekommernis. En ek sê weer eens, ek sê nie niemand doen niks nie. Ek weet, baie mense is van nature eerder geneig om te gaan waar niemand dit weet nie. Ek praat nie van dit nie, ek praat, hoe kan ons saam bietjie iets doen? 'n kerk
diens hier so onder op die veld gaan aanbied, waar die mense wat wag vir die taxi's om op te gaan Johannesburg, dat hulle weet, hier's 'n gemeente hier binne, hulle sien die mooi gebou, maar hulle weet nie wat gaan vanoggend hier binne aan nie. Is dit dalk 'n ding wat ons kan doen? Ek weet nie. Al wat ek sê is, ons moet begin bid en dink, want die tyd hardloop uit. Die oorlog is daar voor ons oë op die televisies. Ons weet nie wat gebeur nie. Ons weet nie wanneer gaan Jesus sê, ek kom nou nie. En wat het ons gedoen as 'n gemeente, om seker te maak, dat daar sal mense wees wat van Jesus Christus weet, omdat Newcastle Gemeenskapskerk diensbaar geword het, en uitgegaan het om die groot opdrag uit te voer. En jy is diensbaar, jy is geroep, jy is vir God baie spesiaal. As hy die Dawids en die Mosese en die daai mense kan gebruik, wat eintlik baie meer dalk het as ons om oorskuldig te voel, hoekom te meer kan hy jou nie gebruik nie? Hy wil elkeen gebruik, hy vra net, kom net. Ek sal jou gebruik, ek sal jou die woorde gee, ek sal jou die gedagtes gee. Is jy bereid om te gaan waar ek jou stuur? Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend weer kan hoor, dat ons 'n rede het om ons spesiaal te voel, want U het ons elkeen gevorm in die moederskoot, U het ons aan mekaar geweef. U het ons 'n plek gegee op hierdie aarde, in 'n tyd soos nou, in hierdie gemeente waar ons is, in hierdie gemeenskap waar ons onsself in bevind. Here, en U wil ons nog steeds gebruik vandag. U werk het nie opgehou met die laaste skryfdeel van Openbaring nie, Here, maar U is steeds vandag aan die werk. U groot opdrag sal nooit verander nie, totdat U ons gaan kom haal, is dit steeds gaan uit en gaan maak die mense U disippels. Here, mag ons nooit gemaklik raak om maar net elke Sondag te kom en die woord te hoor en uit te gaan terug huis toe en niks verder daarmee te maak nie. Mag ons aanhou om die hande en voete te wees, mag ons aanhou om 'n verskil te gaan maak, mag ons aanhou om vir mense te wys U liefde, of dit is by 'n hospitaalbed, of dit is om met 'n bediende te praat oor U, wat dit ook al is, Here, om vir ander mense om te gee, by die skole, by die werke, net daai skouer om op te huil. Here, maar bo alles ook, gee ons 'n hart vir die verlorenes. Gee vir ons 'n ongemaklikheid om nie te wil net hê dat hulle gaan maar in elk geval verlore gaan of iemand anders te kan hulle bereik nie. Here, U het ons hier geplaas met 'n opdrag. Mag ons getrou wees daaraan totdat U ons kom haal, sodat wanneer ons voor U gaan verskyn, Here, dat U gaan sê, welkom my kind en dankie. Dankie dat jy gedoen het wat ek van jou gevra het. So Here, dankie vir U liefde. Dankie dat U ons aanvaar soos wat ons is. Dankie dat U ons nie gee wat ons verdien nie, die dood nie, maar U gee ons juist die ewige lewe. Genade, onbeskryflik groot. Ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, Here. Kom ons staan en sluit ons af. Vir die wêreld is ek net 'n nommer. Op die stand en die groot leer af, is daar iemand Wat my raak sien, wat hom geen verstaan. Hy is die God wat my sien, die ewige wie ek sal maak. Die Heer wat my naam ken, Elrohi, die God wat my sien. Die wêreld soek U nie, maak U nie saak. Ek weet vir my Skepper en hom alleen. Hy noem my sy kind, sy erfgenaam. Hy weet wie ek is. Hy is die God wat my sien. Die Heer vir wie ek sal maak. Die Heer wat my naam ken, Elrohi, die God wat my sien. Nou die God van eeuwig
Jesus, gee ek my lewe, my alles. Hy is die God wat verewig, my hart besit. Hy is die een wat my sê. Hy is die God wat my sien. Hier vir wie ek sal maak. Hier wat my naam ken. Elroy, die God wat my sê. Ek is gesê daar is lekker beskuit saam met die koffie vanoggend, so ons hoop julle wil lekker saam kom kuier na die erediens. Daar is aan die kant saaltjie. Die mense is reg daar vir julle. Ontvang dan na die Here se seën en gaan hier vandaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees saam met julle elkeen wees. Amen.